Here Jesus, toe ons so sing, toe dink ek, is die held van ons drome. Ons het nie 'n idee wie U is nie. En ons begeertes na U alleen. Here, en ons wil vanaand vir U sê, we exalt Thee, Lord. En ons weet ook nie hoe nie. Maar ons wil vir U sê, Here, ons wil U naam groot maak en verheerlik, because all the glory belongs to You. Sal U die woord, wat U woord is, wat 'n swaard is, kom oopbreek en in mense se harte insny, dat ons nooit, ooit weer dieselfde kan wees na vanaand nie. Want ons het die lewende God ontmoet. Ons dors na U, Here, het ons gebid. Ons smag na U. Ons verlange is net na U. En U alleen kan dit versadig. Kom, Here Jesus, kom. Kom, o Heilige Gees. Kom, Abba Vader. In Jesus naam. Amen. Goed, dit was, ek het my niks gesê nie, toe sit hy my nou op die spot. Ek wil sommer net nog ietsie vertel wat dis die Here wat alles omdraai. Julle het nou gesien, nee, van die plek waar ek groot geword het, wat moeilik was, en wat ek net die joy of the Lord het, wat my net nooit los nie. En ek was so in die hoërskool, nou moet jy onthou, daar is nie eintlik geld, nee. So nou, en as jy so 'n probleem in jou huis het, kruip jy bietjie weg. Jy's 'n tiener, jy's onseker, is nie lekker nie. So donderdag het die kinders dorp toe kon gaan. Die dorp in Groblersdal is so eentjie, maar het geloop, is warm hoor. Dan kan ek mos nie geld nie. En dit was my tyd met die Here. Dan vat ek kaartjies, sommer wit papiertjies. Dan skryf ek teksversies op. En ek het nie inkeerpotlood, dan leen ek met my vriendin. Teken ek 'n mooi blommetjie of iets, dan stap ek hospitaal toe. Seker 3 kilos in die bloedige son. Ek en Jesus. En dit was my kuiertyd met hom. Dit was vir my die lieflikste, wonderlikste tyd. Want hier gaan ek. Ek sien hom nie, ek hoor hom nie, ek weet, hy's by my. En om dan, wie's ek? Ek is 'n kind. Maar hulle het my toegelaat om net die mense wat daar is te bedien. Hoe het ek hulle bedien? Ek het net vir 'n kaartjie gegee. En ek hoop ek het iets van Jesus agtergelaat. Moet nooit dink, jy is nie goed genoeg nie. Ek het in my swakheid net gedoen wat die Here gesê het. En dis wat ek vanaand wil sê, kom ons doen in ons swakheid en ons onvermoë en ons totale weet nie waar om te begin nie. Ons bid agter ons sê, Here, net U kan herlewing bring. Ons geen mens kan dit doen nie en ons weet nie hoe om dit aan te help of wakker te maak nie. Maar God weet. En hy roep ons op om te bid. En dis hoekom ons hier is. Nou, as ek na gisterand verwys, was dit 'n lang, baie hoe sê jy, vol inligting. Was dit vir julle so? Want ek moes nie die prentjie deurtrek, maar vanaand gaan ons 'n bietjie fokus op een deel, en dit is die heilige deel van die tabernakel. Hoekom? Omdat dit is wat die priestersdiens gedoen het. So ek gaan ook nie so lank praat nie. Ons gaan lekker bid. So dink net weer aan God se hart. Wat dit deurvat gebed van die tuin van Eden regdeur tot by Openbaring. En julle kan onthou, dis wat dit geëindig het. Daar waar Johannes die hemelse tabernakel sien. En dit is wat die Here vir Moses gewys het. En toe sê die Here, okay, ek sal manne oprig wat dit gaan bou. En dis wat God elke keer gedoen het. As jy gehoorsaam is, as jy doen wat hy sê, rig hy mense op om jou te help. Doen hy die onmoontlike. So die priesters moes daar diens doen. Hulle moes sekere werk doen. Julle boekie het al die detail, maar ek gaan nie volgens dit praat nie, maar dit vat net te veel tyd. Goed, so die priesters moes diens doen,
En daai hele ding, die tabernakel, is mos nou vervul deur Jesus Christus, ons hoëpriester. En ons is nou die priesters. Wat vir hom kan jy onthou gisteraand? Geestelike offers moet bring. Geestelike offers van lof en aanbidding. Dis wat ons moet doen. En dit kos iets. En hier is die skrif wat ek toe vanmiddag gekry het. Dit is bietjie nogal 'n erge skrif. En op 'n stadium is die ark. Die ark het God se teenwoordigheid in die tabernakel verteenwoordig. Dit was in die allerheiligste deel. Daar was 3 dele. Voorhof, heilige deel waar ons vanaand gaan praat, en allerheiligste deel, waar net die hoëpriester kon ingaan, en wat die ark was, wat God se teenwoordigheid simboliseer het. En toe die Israeliete verslaan word, toe vat die Filistyne die ark. En dis wat daai woord Ikabod vandaan kom. The glory of the Lord has departed. So dit was vir hulle die simbool van God se teenwoordigheid. Dit was so boksie, weet julle wat die ark was? So boksie. En daarin was die 3 getuienisse, die staf van Aaron. Vandag, in die Nuwe Testament, is die staf wat ons het, die woord van God, die so staf. Elke stukkie in die woord het simboliek. Dit is so kosbaar. Wat nog dan was die 10 gebooie, die kliptafels, né? Hier is ons 10 gebooie. Dis nou geskryf op ons hart, die liefde van die Here. Is dit nie kosbaar nie? Ja, so daar was die goed in, en boop was die versoendeksel. En dan was daar 2 sulke engele wat die Here vir Moses hulle gesê het, met die vlerke en hulle gesigte wat so na mekaar kyk. So hier was die versoendeksel. En dan in Engels was dit the mercy seat. En van daar af het die Here vir Moses gesê, van daar af sal ek met julle praat. Môre aand gaan ons praat oor create a mercy seat and I will come. Create a mercy seat and I will come. Ek het een keer gelees van 'n ou wat sê hy het 'n man geken wat verskriklik oorgewig was. En hy het een keer 'n stoel stukkend gesit. Soos hy by vertrek ingekom het, dan kyk hy nou eers so. Of daar 'n stoel is wat sy weighty presence, sy gewigtigheid kan dra. En dit is wat die Here doen. Het ons vir hom 'n plek geskep, gaan ons vir hom 'n plek skep met ons gebede, wat sy heilige, goddelike teenwoordigheid kan hanteer. En dis daai mercy seat, create mercy seat, and I will come. Maar ja, ons gaan dit môre aanpraat. So die ark is nou weggevat. Nou sê Dawid, wat so lief was vir die Here. En dis ons skrif, Psalm 132. Ek sal my geen slaap gun nie, en sal nie eens insluimer nie. Julle, hier is ek en jy. Ons moet God geen rus gun nie. Sê Jesaja 62, julle, wat my in my beloftes moet herinner, moet nie stil bly nie. Dag en nag, totdat ek antwoord, want ek sal antwoord. Vat die Here op sy woord, glo sy woord. Dawid sê, ek gaan nie rus nie, ek gaan aanhou, totdat ek 'n plek vir die Here gereed gemaak het. 'n Woning vir die magtige God van Jakob. Dis wat ons moet doen. Ons moet die Here gedurig herinner aan sy beloftes. Ons moet vir hom 'n plek gereed maak met ons gebede. Ons moet dag en nag bid, totdat hy kom, totdat die herlewing uitbreek. Ons moet nie ophou nie. So, voor ek nou nog kom by wat ek gaan praat, toe ek gebid het oor Robertson, toe is daar 4 R, hoor hulle sê die R is so lekker hier. En wat dit was gewees repentance, rebuild or restore, and revive Robertson. En vanaand is bid, voel dit vir my
ons gaan nog daarby kom nou van Jakob hulle wat die poort oopgebid het. En dis wat ons moet doen, julle. Hier was herlewing. Kom ons bid die poort weer oop. Dit is hier. Die saad is in die grond, het ek gisterand gesê. Wie was nie gisterand hier nie? Gits julle baie gemis. So die saad van herlewing is in die grond. Ons moet dit net laat ontkiem deur ons gebede. Is julle reg daarvoor? Om dit te doen wat Dawid sê, ek sal myself geen slaap geniet. Ek gaan dag en nag op my muur staan. Ek gaan God herinner aan sy beloftes, totdat hy doen wat hy beloof het. En hy sal. Ek kan daarvan getuig, hy is getrou. So ek wil net sê, dit voel vir my, Robertson moet wakker word. En nie net Robertson nie, al hoekom ek dit sê is omdat dit hier was herlewing, en ek weet God is klaar besig. Hier is vir my 'n beweging, hier is vir my 'n honger na die Here toe. En as die Here sê, soek my en jy sal my vind. Hy gaan na julle toe kom, hy gaan homself aan al sy glorie aan ons openbaar. Maar kom ons doen, dink aan die boks uit. Kry 'n akroniem, is dit die regte woord? Ek weet nie. RRRR, is dit 'n akroniem? OK. Ontwerp ietsie. Sit Jesus sigbaar in Robertson se strate. Laat hulle hierdie ding sien. RRRR, repent, revive, restore, Robertson. Wat is dit? Dat mense begin bewus word van Jesus. Want soos wat dit nou is die Here in Suid-Afrika eintlik onder die grond. Is dit nie so nie? Hy word uit ons skole gevat. Ons is bang om sy naam in ons besighede te sê. Elkeen van ons moet iewers 'n altaar bou. En dis wat ek nou by gaan kom. Julle weet die priesters moes allerhande goed doen en hulle moes offers bring en hulle moes tussen God en die mense staan. So gaan nou daarby mooi uitkom. Hulle moes geestelike altare aan die gang hou wat fisies daai tyd gemanifesteer. Dit was 'n altaar. Hulle moes hierdie wierook brand en vir die Here hierdie geur laat opgaan. Toe Jesus dit alles kon vervul het, in Openbaring 8 en 5, doen ons nou daai geestelike offers van die wierook in die gebede. Ek het gisterand gesê, lees dit, wat die Here, die engele dit meng en vir die Here uithou. En sê, hier is die gebede van die gelowiges. Julle, dis waar, dit gebeur, God leef en sy woord is nog steeds lewend en kragtig. Glo julle dit? Amen, fantasties. Okay, so ons is nou die ouetjies wat die priesters is. 'n beter naam is seker 'n intercessor. So moenie nie dink jy moet begin lang klere aantrek of iets nie. Maar hulle het klere gedra en dit is my die wonder van die woord. Ek sê mos dit slaan my asem weg dat alles in die woord is simboliek. Nou moes hierdie priester linne klere dra want hy mag nie gesweet het nie, want in Genesis 3 het die Here gesê jy is vervloek en die sweet van jou aangesig gaan jy brood verdien. So dit was 'n teken van rebellie. Nou moet die priester net nie sweet, hy moet kort bad, hy moet linne klere aantrek. So alles het 'n simbool gehad. En in Sagaria 3 gaan lees daai hoofstuk. Verskyn die hoëpriester Yeshua voor die Here, die Satan kla hom aan, soos wat hy ons aankla, elke dag. En die Here staan daar en 'n engel en die Satan kla die hoëpriester aan en die Here sê, sy klere is so vuil soos menslike dang. Dis die woord in Grieks. Die hoëpriester, die een wat veronderstel is om die heilige te wees. En dit is wat Jesus kom doen het. Hy het vir ons skoon gewas met sy bloed. En toe sê die Here daar in Sagaria vir die engel, trek vir die hoëpriester 'n skoon kleed aan. Hy sit 'n tulband op sy kop en toe gaan die Satan, want hy kan nie die heiligheid wees nie. Wat het die Here vir ons kom doen? Hy het vir ons 'n kleed van geregtigheid aangetrek. En julle weet, as ek begin bid, dan sien ek myself voor die troon. En tussen my en die Vader is die kleed van geregtigheid en die bloed van die lam. Skoon gewas, niks meer, niemand meer wat my kan aankla nie. Die vyand kan probeer, hy gaan dit nie reg kry nie. Ons moet daai waarheid regtig vat.
So 'n priester het 'n linne kleed gedra, maar nou kom trek Jesus vir ons die kleed van geregtigheid aan. En dis die simboliek. Die hele tyd, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dis die draad wat die Vader vir ons deurtrek om sy hart te sien. Is julle by? Goed, so die priester moes was. Ek gaan net bietjie vertel, maar dit is so lekker interessant. Hy moes nou kort van was. As hy in die allerheiligste ingaan, die hoëpriester was bad, trek skoonklere aan, as hy uitkom was bad. Hoe word ons nou gereinig? Hoe word ons nou gewas? Deur die woord. Daar staan so mooi, ek het dit in julle boekies, gaan lees Johannes 17 en 15, you are sanctified, geheilig, gewas deur sy woord. Is dit nie mooi nie? Nou reinig die woord ons, nou dis hoekom sondebelydenis belangrik is, want die woord oortuig jou, dis hoekom jy die woord moet eet, hoekom jy die woord moet ken, want dan ken jy die Vader hart. Ons gaan nie meer bid, as ons nie meer die woord lees nie, en ons gaan die Here nie beter leer ken, as ons nie die woord begin eet nie. So dit is, nou gaan ek aan met die priesters, en die priesterdom en die altare, so dit is, klink vreeslik ingewikkeld, maar dit is nie. Ek het gisterand gesê, jy kry 3 soorte priesterdomme. 'n goddelike priesterdom, wat die Here sê ons is, nee, 'n koninklike priesterdom, 'n demoniese priesterdom, wat die Baal-profete is, en dan 'n gemengde priesterdom. En weet julle, wie is een van dit? Die Rooms-Katolieke Kerk. Weet julle dit? Besef julle dit? Hulle meng, hulle lyk ongelooflik goed, want hulle doen die goed, die woord, al die goed, maar hulle meng dit met die wêreld. Ek het 'n ding geluister van die paus, en ek weet, hulle werk na een wêreld godsdiens. Julle weet dit, ek is seker. Hulle sê daar is net een God, en ons almal het verskillende maniere om by hom uit te kom, wie die God ook al is. Dis mos nou 'n gemengde priesterdom. En wat anders is dit as verkeerd? Dis satanies. So dis die 3 priesterdomme, en dan is daar altyd 'n altaar by. Hoekom ek die goed sê is, as ons regtig, ons het daar agter ook gebid, en toe dink ek, iemand het gebid en gesê, Here, wys ons hoe om die dorp skoon te maak. Maar as ons nie weet wat verkeerd is nie, as ons nie die altare sien, en die mure wat om is, en die goed wat nie reg is nie, hoe gaan ons weet wat om te bid? En nou moet jy nie begin wonder, julle, hier sien ek het nou wat kan bid nie. Jy begin nie te bid. Goed, so daar is altare. Wanneer daar 'n altaar is dit die 3 goed, en ek het dit vir jou neergeskryf. Daar is demoniese en goddelike altare. En hier moet ek en jy ons gebedsaltaar begin oprig. Want ek kan jou nou verseker, die Satan het al baie altare opgerig. In hierdie einste dorp, in elke plek in Suid-Afrika. Julle weet, KwaZulu-Natal is een van die mees demoniese provinsies. Dis hoekom al die moeilikheid daar is. Die Sangomas gaan soontoe. Dan krap hulle van daai boombas af. Dan vat hulle dit na hulle huise toe. Dan begin hulle daar rituele. Ek kan nie vir julle vertel nie. Daar's verskriklike goed daar buite. En is absoluut uit die hel, en ons is vas aan die slaap. So, waar jy 'n altaar sien, wie van julle het al 'n altaar gesien wat die vyand oprig? Het julle al? Man, ons sien dit, ja. Jy sien dit baie keer, miskien is dit 'n klipaltaartjie, ek het julle gesê gisterand, van my ou sussie wat langs die pad gaan bid het. Dit was 'n altaar van die Satan. Jy het hom nie fisies gesien nie, maar daar was elke korte ongeluk, onder daai boom. En nadat ons gaan nagmaal gebruik het, en gebid het, nooit weer in 10 jaar tot hulle getrek het nie. So ons sien nie altyd die altaar nie, maar die demone en die vyand rig hulle op. Wat is Moria in Limpopo anders as 'n altaar vir die bose? Die mense stroom soontoe. Die vrou wat vir my in my huis werk, is 'n mooi wedergebore kind van die Here. As ek vra vir Rosie, gaan jy nie Moria toe nie? Nee man, daai plek is boos.
Verstaan julle, daar's altare. Partykeer is dit 'n fisiese ding, partykeer is dit 'n ding wat ons sien. Wat het ook al mag wees, waar het ook al mag wees, wat die vrymesselaars opgerig het, obeliske, wat ook al. Ons gaan Griekeland toe, ons stap daar bo in die Parthenon in, ons sê, ene maar hierdie is nou mooi. Dis absoluut altare, geboue, wat gebou is vir Zeus en vir Athena, die god van liefde. Ons gaan regtig bietjie blind deur hierdie lewe, hoor. Goed, so die Here moet ons oë open, en ons moet sê, Here wat, want ek het 'n bietjie water drink, praat so baie. Wat in hierdie dorp moet afgebreek word? Want ek wil vir jou sê, jy kan nie begin bou op vrotfondasies nie. Jy kan mos nie op rommel begin bou nie, maak skoon daai fondasie, en dan begin jy bou, en dan begin jy met jou gebedsaltare. Ons moet in ons huise, hoe lyk jou gebedsaltaar? Vertel my bietjie. Hoe lyk jou gebedsaltaar? In jou huis, op jou plaas, by jou werk? Het jy ooit begin om een op te rig? Ek het julle gisterand vertel van daai grondpad geloof. Ek het vir jou die fotootjie gestuur, nê? Van die vrou wat hierdie reuse altaar gebou het van 9000 klippe. Elke gebed bou sy 'n klip. Toe word dit so 'n altaar. Dis 'n fisiese altaar, maar jy hoef nie. 'n Geestelike altaar, 'n plek waar jy kan bid en aanbid. En daar weet jy, is jou tyd met die Here. Dit voel vir my, jy moet 'n plek hê. Ja, jy kan nie tussen hier langs jou man op die bed Bybel lees en bid. Julle, maar ek gaan na my plekkie toe. En dan sit ek op my knieë. En dan is die Here daar. Ons boer so deeltyds en daar is 'n berg. En ek het altyd op die berg gaan sit en bid. Klokslag as ek op daai plek gaan sit en begin die wind waai. En ek het net geweet later is die Heilige Gees. Dis asof die Here net vir my wil sê, ek is hier, ek wag vir jou. Dis die Vaderhart. Hy wag vir ons, hy nooi ons. Dis hoekom hy sê, ek soek iemand. Is hier vanaand iemand wat sal sê, ek gaan in die gaping staan vir Robertson, vir my kind se skool, vir my huis, vir my werk, vir die mense op my plaas. Ons bid vir die werkers op die plaas, maar ek moet jou sê, dit is gebiddery, hoor. En dis al een keer een van hulle is dood, die ou patriarg, Genshu was sy naam. En ons het nooit regtig met hulle gepraat, maar hulle weet, ons is kinders van die Here, en my man kan goed Zulu praat. So hy is toe dood, en hy sê 'n verskriklike begrafnis, ek en my man en my kinders gaan, ons ry van Pretoria af. Julle sal nie glo nie, dis 'n AGS predikant gekry, daar van Rustenburg, wat hulle goed geken het. Dit was 'n ongelooflike begrafnis. Wat die Here groot gemaak is. Dit was ongelooflik, en daar was een werker, wat hy het net so begin, toe sny hy 'n lyn. Ek het geweet, hy gaan nie sit nie, want hy is nie gered nie. Hy het so ongemaklik gevoel, uit die pad gevat. Ons moet altare begin oprig, dat die vyand vlug. Stem julle? Daar sê, dis wat ons moet begin doen in hierdie dorp. Want ons druk die duisternis terug, elke keer as ons bid. So goed, wat is die dinamiek van 'n altaar? Wat geweldig. 'n Altaar het 'n geweldige invloed, en ek gaan nou vir julle vertel hoekom. Abraham, in Genesis 12, gebid by Bethel. Geslagte later, toe kom Jakob, en hy bid ook daar. Kan julle onthou wat het hy gesê? Genesis 28. Hy bid. Ek dink hy het skaars losgetrek. Toe sien hy, maar hier is nou engele. Op en af gaan die engele. Hier sê hy dit, ag julle ken dit. Hy het daar 'n klip vir die kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. 'n Poort, julle. Ons moet die poorte na die hemel oop bid. Is dit nie amazing nie? En hy sê, dis niks anders as die huis van die Here nie. 'n Poort na die hemel. Dit sê Jakob. En toe sê die Here vir hom, ek is by jou.
Ek sal jou beskerm, waar jy ook al gaan. Toe word hierdie bang Jakob, wat bang was om sy boetie Esau te ontmoet, om het hom bedrieg het, die Here verander sy hart, die Here verander Esau se hart, en hulle omhels mekaar. Is dit nie mooi nie? So julle, dis wat gebeur, as ons bid. God verander harte, en versoening gebeur. Wie het versoening nodig in sy huis? Wie het nodig dat goed verander? Steek op jou hand, dat ons sien. Of is almal se huise perfek? Jakob lê daar, en hy bid, en hy sien hierdie engele op en af, en is hier 'n poort na die hemel toe. En dis wat ons moet begin doen. Ons moet die poorte na die hemel toe oopbid, sodat die engele kan afkom, en die werk kan doen wat ons nie kan doen nie. Want dis wat die Here sê in Psalm 103, hy sê, ek stuur my engele, in opdrag van julle gebede. As ons nie bid nie, wat dan? Bid die hemele in beweging, julle, dis waar ons moet kom, met ons gebede, ons moet die hemel in beweging begin bid, dat God sy engele, sy leermagte uitstuur, om die werk te doen, wat ek en jy nie kan doen nie. So wat is ons werk? Wat is ons werk? Om te bid, om gebedsaltare op te rig, oral waar ons kom. So ek wil sommer net 'n bietjie praat verder oor die hantering van altare. Hoe, as jy nou 'n altaar sien, ek bedoel nie fisies nie, ek praat van geestelik, nê? Jy kom nou agter, hoor jy, hier's 'n altaar, want hier gebruik hulle dwelms. Hier lê 'n klomp goeters. Ek het die skokkende ding nou eendag gesien, dat hulle in Skotland begin onderhandel om 'n plek te bou, mooi nogal, hoor, soos 'n hospitaal. En te sê, ook as jy dwelms wil kom gebruik, daar is jy welkom, jy kan daar doodgaan, en hulle lê al die naalde sommer daar op 'n plek. Is dit nie verskriklik nie? Is dit waar ons is? Wat anders is dit as 'n demoniese altaar? Nou wat ek sê, as jy 'n plek sien waar jy weet, hier word die vyand gedien, of hier kry jy baie eer, of hier, wat dit ook al mag wees, dan moet jy dit skoon bid. Jy moet net sê, Here, breek dit af. Nee, jy hoef eers 'n ritueel te doen nie. Wat se rituele wil ons nou doen? Ons moet bid, want gebed is jou kragtigste wapen. En dan vestig jy God se heerskappy, want ons is sy ambassadeurs, wat dit moet doen. So, as ons 'n altaar sien, begin ons te bid. En ons Here verwyder die altare. En dis wat ons in Robertson moet doen. Ons moet vir die Here vra, wys ons, wat is dit waar die vyand hierdie vashou plek het, oor ons dorp en oor ons mense. Dalk weet van julle al. Dalk kan julle dit identifiseer. Dan moet ons by mekaar kom en begin bid en sê, Here, ons weier om dit langer te aanvaar. Vestig u heerskappy, en ons doen dit deur gebed. So ons moet begin afbreek. Jeremia 1 vers 9 en 10 sê, ek gee vir jou die autoriteit om te breek en plat te slaan. Dis wat ons moet doen, slaat plat hierdie goed wat nie van God is nie. En om te bou en op te rig. Dis waar ons moet kom. Daar's nie meer tyd om sotoe te bid nie, stem julle saam? Ons kan nie meer net sê, Here, dankie, soos wat ons gebid het nie. Ons is in 'n oorlog, 'n geweldige oorlog. En wat doen die vyand? Stem julle, hy is besig om grondgebied na grondgebied te vat. In ons huise, soos ek gisterand gesê, die vyand klim oor die mure. Hulle kom in ons huise, hulle vernietig ons kinders, ons skole. En wat doen ons? Ons wat al die hemelse leermagte en die almagtige God tot ons beskikking het. Ons kyk. En ons vergeet die autoriteit, die verantwoordelikheid en die krag wat ons het in Christus. So ek bid regtig net die Here vanaand iets in jou hart sal kom draai. As ons sê, dis hoe die priesters gedien het,
Dis soos ons vandag moet dien, 'n koninklike priesterdom, wat die Here se altare moet oprig, wat die Here se heerskappy moet vestig, wat 'n tussenganger moet wees, staan in die gaping. Habakuk 2 sê, ek wil op my muur gaan staan, my gebedsmuur, om te verneem wat die Here sê. Hoeveel uur staan jy op die gebedsmuur, om te verneem wat die Here sê, en om dan te gaan doen wat die Here sê? Is ons daar? As ons sê, die Here sê, maar ek wil Robertson restore, ek wil dit rebuild, ek wil dit revive, dan moet ons begin, want ons is sy priesters nou, ons is sy intercessors, ons is die mense, sy kinders, wat hy gekies het om die werk te doen. Moenie vir die dominee kyk of vir jou maatjie wat lekker kan bid nie, jy en ek moet begin. Kry sommer 'n klomp saam, sê wel, ons gaan nou, julle, ons het al gebedsnagte gehou by ons nie, ek kan nie vir julle sê nie, ek weet nie of jy by van dit was nie, dink jy was, vra vir Janlo, die hele nag. Ja, dit is net so ongelooflik. Ons het ons stasiekies wat hy sal nou weet. Ons sê 'n rase plek waar jy kan bid, dis 'n plek waar jy kan nagmaal hou, maar wat ek gedoen het altyd, ek het dit in 2 ure slots ingedeel. En dan kry ek iemand om so 'n bietjie te praat, sê dan ons bid vir die land, en dan praat jy nou 'n bietjie oor die land en waarvoor ons bid vir die land, en dan deel ons in groepies. Party gaan lê daar alleen en bid, ander sing, maar die Here is daar, en jy wil nie gaan nie, en as jy sien, kom die son op. Dit wil God doen. We must create the mercy seat. Ons moet vir hom die plek skep, ons moet vir hom die geleentheid skep. Julle, ek dink een van die hartseerste verhale vir my in die Bybel, is waar die Here die tempel verlaat. Is in Jesaja, dan staan daar, eers 'n bietjie, ek huil sommer. Het God ons nie dalk al verlaat in 'n mate nie, en hy wag dat ons hom terugnooi. En ek kan sien dit begin hier gebeur. Hy kan nie woon waar daar sonde heers en regeer nie. Dis hoekom ons moet ontslaa raak en klaar kry daarmee. Ons moet repent en terugdraai na die Here toe. En dan gaan die Here al verder, tot hy by die tempel uit is. Kom ons nooi die Here terug in ons dorpe. Kom ons nooi hom terug in ons huise en sê, Here, hier is net u welkom. Geen iemand of iets anders meer nie. So ek gaan net so 'n bietjie vir julle 2 stukke byvoorbeeld wys uit Esegiel 8 van hoe dit lyk, hoe dit kan lyk in 'n plek wat geestelik en godsdienstig nog baie goed en reg lyk. Esegiel 8 sê die Here vir Esegiel, ek gaan jou ietsie wys. En dan bring hy, hoor nou, ons gesê is met die poorte oop bid. Dan bring hy my by die poort in die voorhof van die tempel. Dis nou Esegiel wat vertel. En daar sien ek 'n gat in die muur. Klink dit vir julle bekend? Dis wat ons gepraat het. Daar's gate in die muur, ons moet in daai gaping gaan staan. Hy, die Here, sê te vir my, mens, breek die muur af. En dis wat ek glo die Here vir ons wil sê, breek hierdie altare af, breek die goed wat verkeerd is af, maak hierdie gapings toe en herbou hierdie muur. Is dit nie wat ons moet doen nie? Ok, dan staan hy nou daar en hy sien hierdie goed en hy gaan in en hy kyk en het raak hulle erger. Wie sien hy daar staan? Die 70 leiers van Israel. Elkeen met sy wierookbak in die hand en 'n geurende wierookwolk wat opgaan. Dan sien Esegiel verder, hy sê, hy bring my toe na die binneste voorhof, dis die allerheiligste, van die huis van die Here. Dis nie daar buite nie, dis in die huis van die Here. Daar in die ingang van die tempel, en in die binneste voorhof van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was 'n stuk van 25 van hulle, besig om voor die son neer te buig. Wie is die afgode in ons lewens waarvoor ons buig? En ons weet dit dalk nie eers nie.
Mag die Here vanaand vir my en jou wys wie is die afgod in ons lewe. Wat is 'n afgod? Dit raak gevaarlik, want dit is eintlik iets wat jy meer tyd en geld aan spandeer as enigiets anders. Dan Jan doen ek al getuig is die rappie nie. Goed. Hulle buig neer voor die son. Hulle het boere op die hele land vol geweld gemaak, en dan kom tart hulle my, sê die Here, met hulle drywe ranke. Dan gaan dit aan in Esegiel 9. In die teenwoordigheid van die God van Israel, van die Gerub af, bo kan dit opgestyg en by die tempel se drempel gaan staan. En dis wat ek van praat. God kan nie woon waar hierdie goed gebeur nie. En dan gaan die Here aan en hy sê, die sonde van Israel Juda is enorm groot. Die land is vol geweld, en die stad vol verdraaiing en moord en verdraaiing van die reg. Hulle dink, die Here is nie meer in die land nie, die Here sien nie. Dan sê die Here, ek sal wat hulle doen op hulle eie kop laat afkom. Is ons nie dalk al daar nie? Dis 'n harde woord, nê? Maar is dit nie dalk waar ons is nie? Ons sit regtig baie gemaklik in terugkyk, en ons kan eerlik sê, maar ons doen nie sulke groot sonde nie. Die feit is, die Here sê, daar's altare, daar's afgode in die kerk, in ons land, in ons harte, waarvan ons ontslae moet raak. En moet skoonkom en repent en skoonmaak, en die mure afbreek, die restaurasies herbou, en die gate vul met ons heilige teenwoordigheid in ons gebede. Dis wat ons moet doen. Ja, en as nog so voorbeeld, jy sal nie glo nie. Ek moet hom net kry. In Nehemia. En dan ken julle die storie van Nehemia? Nee, hy het mos gebid. Daar's nog 2 stories wat ek gaan vertel as ek klaar. Nehemia het gebid en gesê, Here, want die Here het hom herinner en vir hom gewys, maar die mure lê om in Jerusalem. En elke keer, as God iemand geroep het, Daniel, Ester, Nehemia, het hulle voor konings gaan staan. En ek is seker hulle was bang. Ester het gesê, kom ek om, dan kom ek om. Sal my doodmaak ook okay. Maar sy het geweet en geglo, God gaan haar beskerm. En dan, as jy daai stuk autoriteit vat, dan weet jy, sal die Here doen wat hy gesê het, want hy is getrou. Sal hy met Daniel, sal hy met Ester, sal hy met Nehemia. Hy het voor die koning gaan staan. Toe sê die koning, Nehemia, hoekom lyk jy so bedruk? Hy sê, hy sê, skinker of drankdraer, wat jy dit ook al noem. En hier sê die koning, ja, nee, Nehemia gaan, 'n goddelose koning. En Nehemia kry guns. Gaan Nehemia, ek sal jou nog help. Ek sal vir jou briewe skryf, jy wil geld gee, ek sal alles doen. Dis ons God begin het. Ok, toe gaan hy nou en hy kry mense wat die mure help bou, elkeen sy deeltjie lees Nehemia. Maar hier kom hy, die laaste hoofstuk, Nehemia 13. En hy kom weer in die tempel, julle, net soos Esegiel. Tevore die priester Eljasap, wat in beheer was van die opslagplek by die huis van God. By die plek waar die graanoffers en die wierookoffers en al daai goed gebeure was, het hy vir Tobias 'n kamer ingerig. Tobias was die een wat Nehemia getart het. Onthou julle, hulle was 3. Getart het omdat hulle die muur wou bou. Dis die vyand, hy tart ons. Hy wil nie eens met die mure bou nie. Want waar bly hy? Lekker hier binne. Lekker in ons kerke, lekker in ons land. Ons besef nie hierdie goed nie. Ons wonder hoekom gaan dit soos wat dit gaan, want die vyand het vashou plekke gekry. So hier die Eljasap, die priester, het vir Tobias 'n plek ingerig en alle ander goed uitgegooi wat God se goed was. Goed, ek het Tobias se huisraad uit die kamer uitgegooi. Wat doen Nehemia? Dit wat ek en jy moet doen. Hy maak skoon. Hy gooi al die goed uit die kamer en hy gee opdrag dat die kamer gereinig moet word. Is dit nie wat ons gesê het nie?
Maak die fondasie skoon. Breek die altare af. Julle moet hoor, hy word al hoe kwader, Nehemia. Goed, nou gaan hy aan en hier op die einde, hy laat die mense in hulle hare rondgegryp. Ek dink hy is om dit doen, of aan hulle baard of iets. Hier staan, ek het hulle gesuiwer van al wat vreemd was, en ek het die diensbeurte vir die priesters en die leviete weer vasgestel. Elkeen vir sy werk. Wat het hier gebeur? Een ou wat gehoorsaam was. Die Here stuur hom. Hy ontdek hierdie verskriklike goed, wat in die tempel, wat die heilige plek van God is, aan die gang is. En hy sê, ons maak skoon. Ek gooi uit, ek maak skoon, ons suiwer, ons reinig, ons bid daar, ons Here maak skoon. En ons gaan elkeen, en ons vat weer ons diensbeurt. Is dit nie wat ek en jy vandag moet doen nie? Wat het Daniël gedoen toe hy in die moeilikheid was? En dis waar ek en jy is. Hy het na sy vriende toe gegaan en sê, ek vra julle, smeek die Here God, om die droom uit te lê. Wat doen hy in Daniël 9? En dis die laaste mooi storie. Die Bybel is maar regtig baie wonderlik. Is dit nie vir julle ook so nie? Is dit nie die mooiste boek met die wonderlikste stories nie? Wat waar is van 'n almagtige God? En hy wag vir my en jou om in plek te kom. So Daniël lees mos nou die boek Jeremia. Gaan julle met die Bybel lees, daar's baie stories. En hy sien, ja, Israel is in ballingskap 70 jaar, is nou jaar nommer 67, as 3 jaar oor. Ek dink ek sou gesê, jippie, nou kan ons chill. Nee? Daniël 9, gaan lees dit. Hy skeer sy klere, hy rou, hy vas, hy bid namens sy volk, namens homself, namens sy huis. En dis toe wat hy dit doen. Wat het gebeur? Kan julle onthou? Wat die engel aangevlieg kom. Julle. Nou, sjoe. Ek en jy sal gaan sit. Ek weet nie, maar ek sal. Ek sal dink, maar die Here is dan mos nou op pad. Hy gaan nou vir Israel uitlei. So ons kan hom 'n bietjie chill. Daniël doen alles. Hy begin te bid en te vas. En terwyl ek nog praat en bid, en my sonde en die sonde van my volk Israel bely, en by die Here my God pleit vir sy heilige berg, terwyl ek nog so aan die bid was, het Gabriël aangevlieg gekom. En hy sê, Daniël, toe jy met jou smeekbede begin het, is daar reeds 'n antwoord gegee. En ek het gekom om dit vir jou te sê. Want God het jou lief. Waarmee sluit ons af? God het ons lief. Wat wil hy vir ons gee? Die beste. Wat wil hy vir ons doen? Alles wat ons van hom vra, om die land en die stad en die dorp en die ongeredde mense terug te kry by hom, in sy koninkryk in te kry. Begin soos Daniël, vas en bid, want wanneer jy begin, hoor God jou al, en sal die antwoord kom. Al was dit dalk 30 jaar soos ek vir my ouers gebid het, dit kom verseker. Moet nooit ophou nie. Mag hierdie verhaal van Daniël julle opnuut en elke ander een opnuut vanaand net motiveer om te sê, Here, hierdie geld nog vandag. U roep my vanaand. U het my gisteraand gesê, kom staan in die gape. Hier hoor ons nou vanaand, maak skoon, maak die huis van die Here skoon, maak die dorp skoon, maak jou eie lewe skoon, ruk die afgode uit, breek die altare af en bou vir God 'n altaar van gebed, om sy naam te verheerlik. 'n Kerk, hierdie kerk, dit voel vir my is klare poort op na die hemel toe. Julle is klaar besig in hierdie dorp met julle gebede, die poorte oop te bid. Daar was herlewing, daar was 'n Abraham wat gebid het, daar was herlewing, toe kom daar 'n Jakob, nou vandag is Robertson weer hier. En die Here sê,
repent, rebuild, and I will revive. Amen. Goed, julle, kom ons bid. Kom ons gee tyd vir stil gebede. Ondersoek jou hart, vra vir die Gees, of jou te wys, wat is daar, miskien in jou lewe, in jou hart. Bely ons sonde. Kan ons op ons knieë kom en net begin bid. Ek gee so tyd vir stil gebed. Here, ons sal soos Daniel voor U kom staan vanaand. Vader, ek wil voor U kom staan. Voor die troon van genade. Here, ons wil ons sonde bely. Ek wil my sonde bely van afgode in my lewe, Here. Waar U nie eerste plek het nie. Daar is so baie goed wat eers toe kom in ons lewe. En ons weet nie eens waar om te begin nie. Heilige Gees, sal U ons elkeen vanaand ontmoet. Sal U vir elkeen van ons wys. Here, party van ons is jonk, party is ouer. Wat dit ook al mag wees, hoe oud ons mag wees, hoe ver is ons geestelike reis met U mag wees, het een begeerte, en dis om met ons 'n verhouding te hê. Here, kom maak skoon ons lewens, kom reinig ons, kom was ons met die bloed van die lam, kom trek vir ons elkeen 'n kleed van geregtigheid aan, sodat ons met rein hande en suiwer harte voor U kan kom staan en begin bid vir ons kinders, vir ons gesinne, vir ons land, Here, vir ons dorp, sodat U verheerlik kan word en U heerskappy kan kom en mense tot redding kan kom. Here Jesus, U kom weer, U is op pad. En ons wil bely dat ons lou is, Here. Ons wil bely dat daar 'n slumbering spirit is, wat ons vasgevang het, Here. Ons sit eerder voor die TV, of ons kyk op ons fone, maar ons gaan nie na ons gebedskamer toe nie. Vader, ek smeek U dat hier 'n gebedsvuur sal begin, in Robertson, wat oor die berge sal gaan, tot in die uithoeke van hierdie land, en dat U herlewing sal stuur. Here, ons is honger vir U. Kom, o Heilige Gees, kom skud hierdie plek, kom vul dit met U teenwoordigheid, en bring ons by 'n punt, waar ons een begeerte het, en dit is na U alleen. Here, vergewe ons. Ons het so baie goed gehoor, en ek wil net vir julle weet eintlik nie waar om te begin nie. Laat ons nie moedeloos word nie, Here. Ek bid dat elkeen hier daai stukkie muur sal herbou, soos in Nehemia se tyd, wat hy of sy voorgeroep is. Dat elkeen van ons, Here, die altaar en die afgode sal afbreek, en die muur sal begin bou. 'n muur van vuur, wat U op die oud rondom hierdie stad, en hierdie dorp, en hierdie land sal wees. Om ons lewens, Here, U leef, en U kom weer op die wolke. Sal U tot dan, Robertson en elkeen van ons, 'n altaar van gebed maak. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Is daar nog iemand wat iets wil sê, of iets wil bid? Ons gaan nog 'n bietjie bid, ons nog so 5 minute. Het iemand iets op die hart? Wil iemand 'n sondebelydenis gebed kom doen? Enige iemand wat voel wie ek wil nou maar opstaan en bid. Is meer as welkom.
Okay? Halleluja. Dankie. Die Here is getrou. Hy gaan nie werk doen. Ons moet net gehoorsaam wees. Goed, kom ons gee geleentheid nou om net dis die laaste 5 of 10 minute saam met die Here om te sê, Here, maar wys my wat ek moet doen. Wys my waar U my wil gebruik. Waar U in die plek waar ek werk of waar ek bly of waar ek op die plaas is of waar ek swat. Laat ek daar vir U in die gaping sal staan, dag en nag. Wys my waarvoor ek moet bid. Wys my wat ek moet doen. Kom ons vra vir die Here. Fisiese altaar in die dorp. Ek is so dankbaar, Here Jesus, dat U vir ons die geleentheid gee om dit af te breek. Nie in ons naam nie, maar in die naam van Jesus. En ons bid vir daai krag, Here Jesus. Ons bid vir daai rebuild proses, Jesus. Ons
Ons bid dat daar nuwe altare opgerig sal word, Vader, wat U alleen verheerlik. Dis wat ons bid. Ons bid dat ons huise altare sal wees, waar Jesus 'n poort oopmaak na die hemel toe. Waar die duiwel vlug, waar die duiwel sidder van angs, omdat die naam van Jesus op hierdie plek geproklameer is. Dis wat ons kom bid, Here. Bid vir elke adres wat verteenwoordig word deur hierdie mense wat nou hier sit vanaand. Bid vir elke werksadres in hierdie dorp, Here, dat dit 'n altaar sal word wat 'n poort is wat oop is na U toe. Ek bid dat die revive sal gebeur in onsself. Dat U al die onheiligheid sal kom uitbrand, Here Jesus. Sodat ons kan heilig wees soos U. Bid vir ons kerke ook, Here. Ek eer U vir Robertson Moedergemeente, vir sy leiers. Ek eer U vir Robertson Oosgemeente en sy leiers. Ek eer U vir die AGS hier sentraal en sy leiers. En ek bid, Here Jesus, dat hierdie geestelike leiers geestelik sal wees. En dat hierdie geestelike leiers sal bid en 'n altaar in hulle kerke sal hê, wat 'n poort is na Jesus toe. Ons het U nodig. Ons bid vir die genade van God. Ons bid vir die liefde van Jesus Christus. Ons bid vir die vrede van die Heilige Gees. Amen. Ons sien julle môre aand 6:30. Bring asseblief 'n buurvrou of 'n buurman of 'n kollega of 'n kind of iemand saam wat jy weet hierdie nodig het. Ja. Donderdag, Woensdag aand gaan ons lekker sing, nee. Ons gaan stasies uitmaak, ons gaan heerlik sing. Woensdag aand moet die aand wees wat jy nie mis nie. Gaan in vrede, mag die Here jou baie seën.